want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Hartlike goeiemôre aan elkeen van u wat vanoggend saam met my kuier hier by ons Sondag stil word afspraak. Ons titel vandag is die klein jakkalsies, né? Wat hulle sê die wingerd opvreet. Jesus sê vir sy disippels: pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Ek wil so 'n bietjie daaroor gesels saam met jou en dink vanoggend in hierdie Sondag afspraak, wanneer ek en jy ons lewe so 'n bietjie introspektief ondersoek en vir die Here vra om ons te help, om daarin te kyk en ons te help om te verander. Op die oog af klink hierdie waarskuwing eenvoudig, maar Jesus praat nie van brood nie. Hy praat van invloed. Hy praat nie noodwendig van suurdeeg wat brood laat rys nie. Hy praat van iets baie belangriker. Suurdeeg is iets klein, iets wat jy skaars raak sien. Maar dit het die krag om die hele deeg, die hele baksel te verander. Nou dis presies die punt wat Jesus vandag vir jou en vir my wil huis toe dryf. Dis presies waaroor Jesus vandag met ons wil gesels. Dis oor iets wat ons lewe, ons totale lewe radikaal kan verander. Ja, alles wat jou lewe verander, het 'n radikale invloed wat dit uitoefen op jou siege en jou geestelike lewe. Nou, enigiets wat op daai goed 'n invloed het, moet duidelik in hoofletters geskrywe word en aandag aangegee word vir jou om raak te sien. Sommige dinge kom stil en subtiel in jou lewe. Soms half onskuldig, jy kom dit nie eers agter nie. 'n Klein leuen of 'n klein verkeerde interpretasie van 'n waarheid of 'n misleiding kan 'n groot geloofsaanpassing maak wat jou totale geloof kan vernietig met 'n tyd. Die Fariseërs en die Sadduseërs het nie openlik teen God gestaan of teen hom gerebelleer nie. Hulle het nie gekom en dadelik hom van die tafel afgevee nie. Nee, hulle kom hulle baie mooi gekamoufleer daar. Dit het op die oog af voorgekom of hulle 'n waarheid beet het, dit waaroor hulle praat en dit waaroor hulle baie opreg gemoeid is. Ja, dit is selfs voorgekom asof hulle heilig en godsdienstig is en toegewyd is daarbey. Maar Jesus sê vir sy disippels, en hy sê dit vir jou en vir my ook vandag, van baie mense wat daar buite is, pas op. Pas op met 'n uitroepteken. Hoekom sê Jesus dit vandag vir jou en vir my? Want jy sien, die Fariseërs het 'n verkeerde hart gehad, verkeerde inklinasie. Hulle het tradisie bo waarheid gesit. Hulle het mense se opinies bo God se woord gesit. Gaan lees maar die teks, baie mooi, en dan luister jy maar weer na hierdie boodskap. Daardie klein verkeerde ingesteldheid, wanneer jy menslike opinie of jou eie opinie bo God se woord stel,
daai verkeerde klein ingesteldheid, het soos suurdeeg deur alles versprei. En dit kan ook jou en my lewe op so 'n mate verander, dat dit vernietiging kan veroorsaak. Luister gou mooi vandag. Charismatiese predikers kan baie oortuigend oorkom. Maar een verkeerde gedagte oor God, een kompromie, een swak geïnterpreteerde waarheid, of leuen eintlik, swak geïnterpreteerde leuen, een kompromie, een oortuiging van dis seker nie so erg nie, kan stadig maar seker jou hele geloof beïnvloed en dit uiteindelik vernietig. Dan sê ons vir onsself, daardie prediker het so 'n groot aanhang. Hy's so bekend, kan tog nie wees dat hy verkeerd is nie. Of hy het so 'n groot kerk, né, so 'n groot invloed. Hy kan sekerlik nie hierdie waarheid verkeerd hê. Jy sien, dis juist daar waar ons die fout maak. Wat jy toelaat in jou gedagtes en in jou hart, en dan omhels as waarheid, dit groei, en dit maak 'n indruk wat deel word van jou geloofsoortuiging, en uiteindelik word dit dan deel van jou eie karakter, jou waardesisteem, die dinge wat jy navolg, die dinge wat jy praktiseer elke dag en doen. Suurdeeg werk nie dadelik nie. Dis iets wat jy baie belangrik moet verstaan van suurdeeg vandag. Dit werk nie dadelik nie, maar dit vat 'n ruk. Maar dit werk verseker een of ander tyd. Net so is dit ook in jou en my lewe. 'n Bietjie ongeloof vir 'n ruk lank in jou hart word 'n ernstige krisis later. 'n Bietjie trots, 'n bietjie sonde wat jy verskoon, maak een of ander tyd sy blywende merk van skade. Jy dink dis klein en onskuldig. Jy dink jy's in beheer. Jy dink alles is oukei. Maar die probleem is, solank soos jy dit vertroetel in jou hart, groei dit. Jesus sê nie, ignoreer dit nie. Hy sê, pas op. Met ander woorde, wees wakker. Wees geestelik onderskeidend. Wees ernstig oor wat jy toelaat in jou gedagtes en in jou hart. Wees ernstig om dinge wat mense daar buite sê van platforms af te gaan toets. Nie alles wat godsdienstig lyk is van die Here nie. Of iets wat in sy woord is nie. Baie keer quoteer mense iets buite konteks. Gebruik hulle 'n sekere versie om 'n waarheid te onderstreep wat hulle wil propageer, en dan is dit glad nie wat die woord wil sê nie. Daarom is dit jou en my persoonlike verantwoordelikheid om altyd alles wat jy wil omhels, altyd alles wat jy hoor, altyd alles wat jy op die punt staan om te wil goedkeur in jou lewe, te gaan toets teen God se woord. Hoe doen jy dit? Wel, jy gaan slaan die tekste na. Die gevaarlikste leuns is die wat deur misinterpretasie met 'n skrif uit die Bybel gemotiveer en onderstreep word. Daai is die gevaarlikste leuns. Want daardie leuen eet mense so soetkoek op, want dis dan nou uit die woord uit is dit gemotiveer. Mense eet dit so soetkoek op en glo dit onmiddellik sonder om te gaan toets in konteks wat in die skrif staan en wat dit werklik sê. Die gevaarlikste suurdeeg is nie openlike sonde nie, maar dis godsdienstigheid. Godsdienstigheid sonder die waarheid, né? Die gedaante van godsaligheid waarin daar geen waarheid is nie. Die Fariseërs
het die skrif geken, maar hulle het Jesus gemis in die proses. Hulle het reëls gehad, menslike reëls wat gekom het deur oorlewering, maar hulle het geen verhouding met die Vader, met God, met Jesus gehad. En dit is vandag nog 'n waarheid, wat daar buite 'n groot realiteit is. Jy kan kerk toe gaan. Jy kan reg praat. Jy kan geestelik voorkom. Jy kan reg lyk. You walk the walk and you talk the talk. Maar jou hart kan ver van God af wees. God soek nie net vorm godsdienst nie. God soek nie net godsdienst wat gebaseer is op menslike tradisie nie. Hy soek waarheid in jou en my lewe, in ons binneste, in ons harte en ook in ons lewe. Johannes 4 vers 23 sê Jesus vir die Samaritaanse vrou by die put van Sigar 'n baie belangrike ding. Gaan lees dit maar, Johannes 4, 23 en 24. Jesus sê vir haar, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidder, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want jy sien, die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So, die oplossing om God in gees en in waarheid te aanbid, is bloot, suiwer jou hart van valse beginsels. Suiwer jou hart van leuns wat sonde en gemaksones in jou lewe wil vertroetel en beskerm. Suiwer jou hart van enigiets wat nie strook met die waarheid van God se woord. As suurdeeg versprei, moet dit verwyder word. Jesus roep ons vandag om ons harte deeglik te ondersoek, introspektief, nie net in ons harte in te kyk, maar ook in ons lewe, in die dinge wat ons elke dag doen, om ons denke te reinig, terug te kom na die waarheid van God se woord. Hierdie is 'n baie eenvoudige beginsel wat jy kan omhels vandag. Vra jouself, wat beïnvloed my meer? God se stem of mense se opinies? Of my kerk se opinie? Het ek dalk iets klein toegelaat wat besig is groot te word in my hart? Het ek 'n stukkie onvrede? Is daar iets wat aan my krap al vir 'n hele geruime tyd, maar ek smeer dit so 'n bietjie toe met verskoningkies. Ek moet afsluit. Jesus sê, pas op. Dis nie 'n sagte voorstel nie. Dis 'n waarskuwing uit liefde. Want hy weet wat klein, piep klein kan begin, kan jou hele lewe vervorm en uiteindelik vernietig, sonder dat jy dit eers agterkom. Maar die goeie nuus vandag is, net soos verkeerde suurdeeg versprei, kan God se waarheid en sy gees ook jou hele lewe vul en verander. En kan die waarheid van God se woord, kan dit vervul, kan dit tot uitkoms bring, wat God aanvanklik beplan het daarvoor, kan dit jou lewe radikaal aanraak en verander. Die laaste vraag, wat moet deel wees van my en jou lewe elke dag, is, moenie net vra, is dit groot sonde nie? Nee,
vra eerder, lei hierdie ding, hierdie geloof, hierdie kompromie, lei hierdie ding my nader aan Jesus, of lei dit my stadig weg van hom? Mag hierdie woorde jou vandag seën, mag jy saam met my vandag diep introspektief in jou hart kyk, en vir Jesus vra, ag Here, ek wil meer soos U wees, en ek wil nie enigiets toelaat in my lewe, wat dit kon vertroebel, of dit in die wiele kan ry. Ek wil elke dag my hart vir U blootstel, U beskikbaar stel, om my te kom verander. Want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil. Want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees.